Goeiedag en baie welkom by Kerk Sonder Mure se aanlyn boodskap. Vandag praat ons soos ook verlede week oor vrygewigheid. Vrygewigheid is deel van 'n volgeling van Jesus se lewe. Ons in-persoon gemeente kry vandag die geleentheid, ontvang vandag die oproep en uitdaging om vrygewig te wees. En ons wil jou ook as 'n aanlyn deelnemer aan Kerk Sonder Mure se boodskappe wil ons jou uitnooi om ook uit te vind oor die maniere waarop jy ook jou vrygewigheid tasbaar kan maak, wat dit ook moontlik vir ons maak om hierdie bediening aan ons aanlyn gehoor en ons aanlyn gemeente voor te sit. Mag die Here jou ook vandag aanraak deur die waarheid van sy woord. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons aanbid U as die Skepper God, die God wat groot is, wat goed is, wat alles wat daar is gemaak het en in stand hou. En dankie dat U uit liefde en uit genade ons deel maak, soos daai pragtige lied sê, van al U grootse werke. Dankie dat ons mag deel in U goedheid, mag deel in U voorsiening en in U versorging. En dankie vir Jesus, wat ons nuut maak, wat ons deel maak van U huisgesin, wat vir ons die krag gee om deur U Gees elke dag nuut te leef. En ons bid dat U vandag ook deur die waarheid van U woord met ons sal praat en dat U ons lewens sal rig, dat U ons lewens al hoe meer in lyn sal bring met wie Jesus is en wat Jesus wil. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek lees 'n gedeelte uit 2 Korintiërs, Paulus se tweede brief aan die Korintiërs, en ons lees vanaf vers 6 tot by vers 15. Gaan oor Paulus, die gemeente in Jerusalem, die gelowiges in Jerusalem kry baie swaar, hulle is arm, en Paulus is besig om geld bymekaar te maak om vir hierdie gemeente in Jerusalem, vir die armes in Jerusalem te sorg. En dan skryf hy in vers 6, dink daaraan, wie karig saai, sal karig oes. Karig is 'n mooi woord, né? Synig saai, sal synig oes. En wie volop saai, sal volop oes. Elkeen moet gee, soos hy hom in sy hart voorgenem het. Nie met teensing of dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk. Daar staan ook geskrywe, hy deel uit en gee aan die armes, hy bly altyd vrygewig. God wat saad verskaf, vers 10, om te saai en brood om te eet, sal ook aan julle saad gee en dit laat groei en julle vrygewigheid 'n ryk oes laat oplewer. Hy maak julle alles en altyd ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te kan wees. Deur ons bemiddeling het julle vrygewigheid tot gevolg dat God gedank word. Want die bediening van hierdie hulpbetoon voorsien nie alleen in die behoeftes van die gelowiges in Judea nie, maar bring ook oorvloedige dankbaarheid teenoor God mee. Vers 13, deur hierdie duidelike bewys van julle bereidheid om te dien, sal daar baie wees wat aan God eer toebring. Hulle sal hom prys oor julle gehoorsaamheid aan die evangelie van Christus wat julle bely en oor julle opregte mededeelsaamheid teenoor hulle en teenoor al die ander.
Hulle sal ook vir julle bid en met verlange aan julle dink, omdat die genade van God oor julle so oorvloedig was. Ons dank God vir sy onuitspreeklike gawe. Julle sal nie glo nie, maar ek gaan vandag oor geld praat. En julle moet nou nie dink, ek weet nie, dat wanneer dominees en pastore en kerkleiers oor geld praat, dan raak mense ongemaklik. Is ek reg? Want daar gebeur weird goed, as mense oor geld begin praat. So ek gaan probeer om hierdie vandag nie weird te maak nie. En ek dink terloops, dis een van die redes, hoekom mense van kerk sonder mure hou. Want ons praat nie gedurig oor geld nie. Ons het nie gedurig geldinsamelingsveldtogte aan die gang nie. Maar in Oktober maand praat ons vir 'n slag reguit en eerlik met mekaar oor geld. Nou, miskien is dit 'n belydenis. Ek weet nie wat hierdie is wat ek nou gaan sê nie. Besluit jy maar. Maar as dit van my afgehang het ek nooit oor geld gepraat nie. My vriende wat my ken sê, Fanie het baie probleme, maar geld's nie een van hulle nie. Nou, ek weet nie wat al die ander probleme is nie, maar as dit van my afgehang het ek nooit oor geld gepraat nie. Maar ek is oortuig, dit sal dom wees om dit nie te doen nie. Ek is heeltemal oortuig daarvan, dat ons regtig dom sal wees, as ons nie van tyd tot tyd of selfs gereeld met mekaar oor geld sal praat nie. Want, en daar's 'n paar redes hoekom ek sê dit sal dom wees om nie oor geld te praat nie. Die eerste rede hoekom dit dom sal wees is dood eenvoudig, want baie van julle wat vanoggend hier sit, se uitdagings, kom ons noem dit nou maar probleme, het op een of ander manier te doen met geld en besittings. Ander rede hoekom ek dink nie die wyse ding sal wees om nie oor geld te praat ooit nie, is omdat die Bybel, die Here, praat oor geld en oor besittings. Johan het verlede week gesê, Jesus het meer oor geld en oor besittings gepraat as oor die hel en die hemel gekombineer tesame. En die derde rede, en daar's nog meer, kom ek dink, dis nie wys om nie met mekaar oor geld te praat nie, en hierdie een het my diep getoets, is dat 'n mens kan nie regtig groei in jou verhouding met Jesus, as jou geld, jou besittings, en jou houding teenoor jou geld en jou besittings nie in God se hande is nie. En nou moet jy nie hoor ek sê, in my hande of in die kerk se hande nie, maar as jou geld, jou besittings en jou houding daarteenoor nie in God se hande is nie, is daar 'n blokkasie vir jou om geestelik te groei. Want dit is deel van ons pad met die Here, dit is deel van ons verhouding met die Here. So kom ons begin gesels oor die vroeë kerk. Die vroeë kerk, dink ek weet baie van julle, het dramaties gegroei in die beginjare. En ek het myself gevra, en baie mense vra dit oor die eeue, en daar's navorsing gedoen daaroor, wat het dit veroorsaak? Wat het hierdie dramatiese groei van die vroeë kerk veroorsaak? En dit het te maak gehad daarmee, dat die eerste Christene anders was. Hulle was radikaal anders. Hulle het anders gepraat en gedink en opgetree as almal in hulle omgewing, al die mense saam met wie hulle geleef het. En een van die maniere waarop hulle andersheid die duidelikste na vore gekom het, die duidelikste sigbaar was deur hulle, hier is die woorde, radikale vrygewigheid. Daar's 'n brief geskryf, die brief se naam is the letter to Diognetus, die brief aan Diognetus. Nou die rede vir die skryf van die brief was, Diognetus was iemand wat nie 'n volgeling van Jesus was nie, hy was nie 'n gelowige nie. En hy het die vraag gevra, maar hoekom groei die kerk so? Hoekom kom daar meer en meer Christene? En hierdie brief
is 'n lang brief, antwoord dit, maar in hierdie brief staan daar onder andere, praat van die Christene en sê, they are poor and they make many rich. They are short of everything and yet they have plenty of everything. So die getuienis wat ons het uit die vroegste tyd van die kerk is, die mense wat saam met die Christene geleef het, was verstom oor die vrygewigheid van die gelowiges. Dit het gemaak dat hulle met ander oë gekyk het na die kerk en waarom meer en meer mense gesê het, van hierdie groep mense wil ek deel wees, as hulle so lief het, as hulle so omgee, as hulle so anders is, as hulle so vrygewig is, sign me up, ek wil deel wees daarvan. En dan is die vraag en dis wat ons vandag gaan probeer beantwoord, dis die vraag, iets het hulle gedryf. Om so vrygewig te wees, moes daar iets gewees het wat hulle, ander woorde is, wat hulle gemotiveer het om vrygewig te wees. En dit antwoord Paulus in 2 Korintiërs 9. En hy sê die eerste ding wat hulle gemotiveer het om so vrygewig te wees, so radikaal vrygewig te wees, soos wat hulle was, is hulle het geweet, alles en hulle het geglo, alles wat ek het, is 'n geskenk. Ons lees dit daar, alles wat ek het is 'n geskenk. Ons lees dit in vers 8 en vers 10, en ek gaan dit net saamvat, jy kan dit daar op die skerm lees, maar wat Paulus daar sê is, ouens, julle kan gee, en julle moet gee, maar die enigste rede hoekom julle kan gee, is omdat God vir julle gegee het. En nie net bietjie gegee het nie, Paulus se teologie, se benadering is, alles wat jy het, het jy omdat jy dit ontvang het. So deel dit. Ek het gesê, dis anders. Dis baie anders as die wêreld waarin ek en jy vandag leef. Dink maar net 'n bietjie aan die advertensiewese vandag. Wat is die hoofboodskap wat die advertensiebedryf aan jou en aan my wil oordra? Dis, spandeer jou geld op jouself. Jy het hard gewerk daarvoor. Jy verdien dit, jy skuld dit vir jouself. Bederf jouself, jou rowwe blikskottel. Is dit nie? En God sê, alles wat jy het ek vir jou gegee. Ja, jy het gewerk daarvoor. Ons het net nou dit gesing, maar jy het gewerk terwyl jy die suurstof inasem wat ek vir jou verniet gegee het. Jy het jou werk gedoen met die verstand en met die talente wat ek vir jou gegee het. Met die mense en die verhoudings, die koneksies en die geleenthede wat ek voorsien het. Alles wat jy het jy ontvang deur my goedheid. So deel dit nou. Ek en jy weet, dit kom nie van self nie. Ons weet, ons moet dit leer. Ons sien dit by ons kinders. Wie van julle se kinders was van dag 1 af die vrygewigste dingetjie wat lewe? Dit moet geleer word. Dink 'n bietjie daaraan. Ek praat dalk nou net uit my huis uit, maar so nou en dan bederf 'n pa sy kind en dan koop hy vir hom of vir haar, ek gaan nou maar dit neutraal hou in my geval, hom of haar 'n chocolate. En as daai chocolate so oopskeer, wie van julle dit al beleef, dan is jy so vrek lus vir daai chocolate wat jy nou vir hom gekoop het. En dan sê jy, kan papa 'n happie kry van jou chocolate? Nou dis dalk nou net my kinders, maar dan sê hulle, nee, dis myne. En dan kom dit in my kop in, wat's fout met jou? Ek het die chocolate vir jou gekoop. As ek hom nie vir jou gekoop het nie, het jy
amper sê ek nou boggerol, het jy niks gehad nie. En dan kom die Here in sy woord na ons toe, en hy sê, ek het alles vir jou gegee. Alles wat jy het jy deur my goedheid. Wat daarvan as jy 'n deeltjie daarvan met my deel? Wat daarvan as jy sê maar 10% gee vir die werk van die kerk, 10% gee vir die nood van die mense om ons? Wat daarvan as jy deel wat ek gegee het? En dan sê ons baie keer, nee, dis myne. En dan wonder ek of die Here nie dink, wat's fout met jou? Verstaan jy nie dat ek alles vir jou gegee het nie? 1 Korintiërs 4 vers 7, en ek sê dit in opsommend in my eie woorde, sê Paulus, hoe durf jy? Hoe durf jy dit wat jy ontvang het hanteer, asof dit nie 'n geskenk is nie? So die eerste motivering vir my en vir jou om te gee, is alles wat ek het, is 'n geskenk. Maar die tweede, en ek dink ek loop nog, na my mening, gaan nog dieper. En dit is, alles wat ek is 'n geskenk. Daar in 2 Korintiërs 8 vers 8 en 9 skryf Paulus, en ek som dit weer op, jy kan dit gerus daar lees. Daar sê Paulus vir hierdie gemeente in Korintiërs, ek dink ook vir ons, hy sê, en agter dit lê dat hy eintlik die reg het, maar hy sê vir hulle, ek gee nie vir julle die opdrag nie, ek beveel julle nie om te gee nie. Hoekom nie? Want ek weet, dis nie nodig om julle te beveel nie, want ek weet, julle, hier is die woorde, julle ken die genade van ons Here Jesus. Ek hoef julle nie te beveel om te gee nie, ek hoef julle nie te beveel om vrygewig te wees nie, want ek weet, julle is aangeraak, en julle is verander deur die genade van ons Here Jesus. En dan gaan Paulus verder in vers 13, en daar sê hy 'n baie sterk ding, en hy sê, julle vrygewigheid, hierdie geskenk waarop julle ooreengekom het om te gee, hier is die moeilike woorde, is 'n bewys van julle geloof. Dis 'n bewys dat julle verander is deur die genade van ons Here Jesus Christus. So die manier hoe jy weet, sê Paulus hier in hierdie gedeelte, en ek moes vir myself vra, glo jy dit regtig van nie? Maar hy sê die manier hoe jy weet of jy die genade van God ervaar het, is dat jy wil vrygewig wees. Jy wil vrygewig wees. Nie omdat jy beveel word nie, nie omdat daar fondsinsamelingsveldtogte is nie, nie omdat daar op jou gewete en jou skuldgevoelens gespeel word nie, nie omdat daar videoetjies van arm babietjies gewys word nie, maar omdat jy die genade van Jesus ontvang het en die genade van Jesus jou verander het. Martin Luther het gesê, en julle weet ek hou daarvan om hom aan te haal, maar Martin Luther het gesê, 'n Christen is iemand wat skatryk is. Hy sê 'n Christen is iemand wat elke oggend opstaan en dan sê hy, Here, U is my goedheid en ek is U straf. Alles wat U verdien het ek gekry, en alles wat ek verdien het U gekry, toe U lewe aan die kruis vir my afgelê het. U is my rykdom en ek is U straf. 'n Christen, sê Martin Luther, is iemand wat elke oggend opstaan en sê ek is skatryk, want ek is aangeneem in God se familie. God is my Vader, hy het my deel van sy familie gemaak. Ek is skatryk, want in God se geliefde Jesus is ek, en ek dink ons het 'n
leeftyd lank nodig om dit te ontdek, maar in God se geliefde is ek God se geliefde, 'n kind so na sy hart. Ek is skatryk as ek Jesus in my lewe het. Dan is want in hom is ek God se geliefde. Daar's 'n toets, daar's 2 toetsse. Die een klink sleg snaaks as ek dit sê, maar die een toets is 'n toets vir my en vir jou, en die ander toets is 'n toets vir God. Die toets vir jou en vir my is 'n vraag wat jy jouself moet afvra is: maak vrygewigheid vir my sin? As dit waar is dat God is wie hy sê hy is, en as dit waar is dat Jesus aan die kruis sy lewe vir my gegee het, dat hy gedoen het wat hy gesê het hy gaan doen, en as dit waar is dat Jesus in my leef, nie net as my ondersteuner en my raadgewer nie, maar as my verlosser en as my koning, as dit alles waar is, dan verander die manier hoe ek oor alles dink. Ook verseker die manier hoe ek oor geld en oor besittings dink. En hier is die moeilike ding, as radikale vrygewigheid vir jou geen sin op die aarde maak nie, moet asseblief nie gaan bekommerd wees of gaan karring aan hoeveel geld jy weggee en wat die bedrag en wat die persentasies en wat daai goeders is nie. Gaan na die wortel toe, gaan na die hart toe en vra, is Jesus in my lewe op die plek wat hom toekom? Is hy die koning van my hele lewe? So, as dit vir jou glad nie sin maak nie, begin by jou verhouding met Jesus. Ek het gesê, daar's 2 toetse. Die tweede toets is 'n toets vir God, wat hy self aanlê. Hy sê in Maleagi 3 vers 10, sê hy, is 'n bekende gedeelte, hy sê, toets my daarin, ek sê in my eie woorde, toets my daarin, as jy vrygewig lewe, of ek nie seëninge op jou sal uitstort, waaroor jy nie kan droom nie. 'n ander manier om Maleagi 3 vers 10 te sê, is die Here kom en hy sê, ek wil in jou hand, wil ek seëninge plaas. En hier moet jy nie net dink nou aan finansiële seëninge nie, en jy moet nie dink hier nou aan prosperity teologie en voorspoedsteologie nie, maar die Here kom, dit staan in die Bybel en sê, ek wil seëninge in jou hand plaas, Maleagi 3, maar ek sukkel om dit reg te kry, want ek sukkel om seëninge te plaas in 'n vuis wat toegeklem is. So maak oop jou hand. Ek wil seëninge uitstort. Dis wat Jesus gesê het, herinner Paulus ons aan. Handelinge 20 vers 35 haal Paulus vir Jesus direk aan. En hy sê, Jesus het gesê, ouer vertaling het gesê, Jesus het gesê, dis meer geseënd om te gee as om te ontvang. Ander woorde, Jesus het gesê, as jy regtig Matteus 5 uitermate gelukkig wil wees, gee. Sien jy hoekom is dit dom om nie te praat oor gee en geld nie, en besittings nie? Want Jesus sê, ek wil hê julle moet gelukkig wees. En jy saai en jy oes jou pad na geluk. Wanneer jy
gee nie net as 'n af en toe gebeurtenis nie, maar wanneer jy jou lewe oriënteer rondom vrygewigheid, sal jy gelukkig wees. Andy Stanley het gesê, geluk is die uitkoms van 'n leefstyl van vrygewigheid. So nou het ons gehoor wat sê die Here oor vrygewigheid. Ons het gehoor wat sê Jesus oor vrygewigheid. En ons is by 'n plek waar ek dink ons dit moet waag. Ons moet waag om 'n leefstyl van vrygewigheid te leef. Daar's oor as genoeg motivering daarvoor. Alles wat ek is en alles wat ek het is 'n geskenk. Kom ons waag dit om dit te deel. Amen. Ek wil vir jou geleentheid gee vir stil gebed, waarin jy self nou in hierdie stilte met die Here praat, want hy's hier en hy wil met jou praat en hy wil hoor wat op jou hart is, waarin jy met hom kan praat oor jou lewe en oor jou leefstyl van vrygewigheid. Hemelse Vader, ons aanbid U vanoggend as die Skepper God, die een wat alles wat daar is gemaak het, die een wat die onderhouer van U skepping is, die een wat omgee en lief is vir U kinders, die een wat ons oorlaai met goedheid en met hartlikheid. En daarom, Here, as U mense met 'n geloofsbril op, wil ons vanoggend erken alles wat ons het, die lewe en alles wat ons het, is van U af. Alles behoort aan U, alles wat ek het, behoort aan U, en dankie dat U ons daarmee vertrou. Ons loof U vir U ruimhartigheid, vir U generosity. Dankie dat U 'n vrygewige God is, van die begin tot die einde. Ons loof U vir Jesus, dat U Jesus vir ons geskenk het, sonder dat ons dit verdien. Dankie Here Jesus dat U ons lewens verander, dat U vir ons verlossing en nuwe lewe, kunskap van God skenk, sonder dat ons dit kan verdien. Ons loof U Here dat dit wat U ons gemaak het deur Jesus en deur die Gees, ons loof U want dis 'n genade geskenk. En nou bid ons Here dat U vir ons vanuit U genade, vanuit U vrygewigheid, elke dag lewens van vrygewigheid sal laat leef. Die wêreld het dit nodig. Die wêreld het mense nodig wat anders dink en leef as almal rondom ons. Kom deur die Gees en leer ons hoe, en gee vir ons die krag om die moed te hê om radikaal anders, om radikaal vrygewig te leef. Amen.